Welkom terug by die groot ontbyt. Kim Geldenhuys, prokureur en direkteur by Snyman de Jager Prokureurs, kuier vanmôre by ons. Ons praat spesifiek oor wat dit beteken as jy sonder 'n testament sterf of intestaat sterf. En ons bekommerd oor daai is dan is hierdie nou die geleentheid vir jou om dit uit te sort. Goeiemôre Kim. Môre julle, dis so lekker om weer by julle te kuier. Heerlik om jou weer by ons te hê. Kom ons sê net eers vir die kykers, wat beteken dit as 'n mens nou akademies as 'n mens intestaat sterf? Ja, so basies in eenvoudige terme, as jy te sterwe kom sonder 'n testament of 'n geldige testament, as dit so kan stel, dan is jy 'n intestate persoon wat te sterwe gekom het in Suid-Afrika. En ons het natuurlik 'n wet op intestate suksesie wat dan basies standaardreëls daar uiteensit om te reguleer hoe die verdeling van jou boedel gaan plaasvind. So, jy verloor eintlik jou seggenskap om te sê wat met jou boedel moet gebeur wanneer jy nie meer langer daar is nie. Hoekom is hierdie wet ingestel? Ja, dit is ons is altyd gemik op, jy weet, en ons het voorheen gepraat oor testamente en die belangrikheid daarvan, maar dit gebeur so baie dat iemand nie 'n testament in werking stel nie. So hierdie wet is spesifiek daar ingestel om halfe standaardreëls en rigiede verdeling onder prioriteit erfgename te reguleer. So wanneer jy nie 'n testament het nie, dan sê hierdie wet basies vir jou hoe jou boedel verdeel gaan word. Jy sê as mens sonder 'n geldige testament sterf. Korrek. Wat is 'n geldige testament? Is daar sekere vereistes daarin? Absoluut, en ek dink dit is so belangrik om te let daarop. In ons land spesifiek werk ons nie met elektroniese dokumente nie. So jou dokument moet op skrif wees. En as ek praat van op skrif, beteken dit nie net handgeskrewe nie, dit moet 'n fisiese oorspronklike dokument wees, want dit is wat deur ons meesterskantore aanvaar word. Elektroniese weergawe daarvan word glad nie aanvaar in ons land nie. En dan natuurlik moet jy ook in die teenwoordigheid van getuies teken, en die getuies moet ook bevestig dat hulle wel in die teenwoordigheid van die testateur wat die testament geteken het, wel daai testament onderteken het. En dan die persoon wat ook teken moet bevoeg wees om te verstaan wat hulle teken. Hulle kan nie onder dwang geteken word of wanneer hulle nie bewus is wat hulle nou teken nie. Sjoe. Kim, indien jy in staatssterwe kom, wie sal dan eers erf? Ja, dis eintlik klink soos 'n paar eenvoudige reëls. So dit begin eintlik jou gade en jou kinders, maar natuurlik die intestate suksesie sit al klaar 'n vasgestelde bedrag daar van R250 000 wat nou vasgestel is wat dadelik na jou gade toe moet gaan. Dan die balans van die verdeling van die boedel moet dan proporsioneel tussen jou gade en jou kinders verdeel word. So jy kan nou dink as jy minderjarige kinders het en jy het 'n gade, gaan dit nie noodwendig gaan na jou gade toe nie. Jou kinders gaan ook in ag geneem word. En dan natuurlik ook jou huweliksbedeling is ook van toepassing as jy binne gemeenskap van goedere getroud is, dan's 50% van daai boedel alreeds toegedien aan die gade, en dan is daar slegs 'n 50% waarmee jy eintlik kan handel in terme van die intestate suksesie. Daarna volg dit basies as jy nie 'n gade het nie, dan in jou kinders in gelyke dele, of as jy dan nie natuurlik nie kinders het nie, dan direk na jou gade toe. En ook eintlik wat nie goed is nie, sê nou maar jy het nie naasbestaanes nie, dan word jou boedel basies na die staat toe bemaak, en dit is waar dit eindig. Na die staat toe? Absoluut. Sjoe, dis 'n verskriklike implikasie om intestaat te sterf dan, nie? Ja, dit is, ek dink 'n mens wil nie altyd tyd maak daarvoor om te dink hoekom. Jy dink altyd die belangrikheid van 'n testament, maar jy moet ook verstaan wat se implikasies dit inhou, nie net vir jou langslewende gade nie, maar ook vir jou kinders. Wanneer jy intestaat te sterwe kom, jy het glad nie daai seggenskap om te bepaal waarheen dit mee gaan nie. Daai wet sê vir jou, dit is die reëls, en dit klink dalk soos eenvoudige reëls, maar dit het baie komplikasies, en jy kan net dink die regsgeskille wat daaruit, jy weet, uitloop. Ons het nou vinnig vroeër daar gepraat oor die geldigheid van 'n testament. Ja. Wat gebeur indien een van hierdie vereistes ontbreek? Ja, natuurlik, dan is jou testament ongeldig, en dan gaan jou boedel in terme van hierdie intestate suksesie wet verdeel word. So as jy minderjarige kinders het jy glad nie die geleentheid om vir hulle te sê jy gaan 'n trust skep vir jou kinders nie. Dit gaan dadelik na die voogdyfonds toe, en ons gaan daai roete met volg, ongeag wat die enigste ander uitweg is wanneer jy dalk voel jou testament is nie ongeldig nie, as dit so verklaar word om 'n Hooggeregshof aansoek te bring, maar dit is baie komplikasies wat dit veroorsaak, en dit is 'n lang uitgerekte proses. Jy sê die geld gaan dan nou nie direk na jou kinders toe, eers na 'n voogdyfonds toe. Vertel vir ons 'n bietjie spesifiek as dit by minderjarige kinders kom. As jy intestate sterf, wat is die negatiewe elemente of die haakplekke wat dan kan gebeur? Ja, so eerstens ek dink ouers daar buite, so jy kry die geleentheid in 'n testament om 'n voog aan te wys.
So dink nou daaraan, nou kan jy dit glad nie doen nie. So jy het nie eintlik 'n sê oor of 'n seleksie wat jy kan maak oor wie moet na my kind kyk as ons miskien jy wil nie altyd daaraan dink nie, dalk in 'n karongeluk altyd te sterwe kom en ons kind bly agter, wie kan dan na jou kind kyk nie? So dan is dit weer eens 'n staatsbesluit en daar gaan met 'n aanwysing gemaak word wie na daai kind gekyk moet word. Dieselfde met die testamentêre trust wat jy dan kan sorg dat jou minderjarige kind se fondse ergens geplaas word na die boedel verdeel het om basies bestuur te word, gaan hy na die voogdyfonds toe en dan die voog wat dan aangewys word, gaan dan daar moet gaan aanklop vir enige bystand in terme van finansies. En dit veroorsaak soveel druk en jy kan net dink dit is tog nie wat jy wil hê moet gebeur met jou kind as jy nie meer langer daar is nie. Verseker. Watter impak kan dit inhou om intestate te sterf? Ja, jy weet in aansien van eksekuteurs en die aanstelling daarvan, wat is die huidige statistiek in Suid-Afrika? Ja, so jou voordele wat jy het om 'n testament te hê, kan jy dadelik sê ek nomineer hierdie persoon as my eksekuteur. Wanneer jy nie 'n testament het nie, dan gaan die erfgenaam of die naasbestaanes basies 'n nominasie moet gee vir 'n eksekuteur. En ons sien dit baie in praktyk hoe almal dan geskille het oor wie moet nou optree as die eksekuteur en eintlik veroorsaak dit dan vertragings van daai boedel kom net nie tot daar nie. Want persone verstaan nie altyd wat die rol van 'n eksekuteur is nie. So nou beklei hulle eintlik nou oor hoekom mag ek nie as eksekuteur wees nie en hoekom moet my broer of suster die eksekuteur wees? Op die uiteinde van die dag is dit te voordelig om 'n testament te hê want jy kan aanwys ek soek daai persoon. Dan die ander ding is in 'n testament kan jy sê jy stel jou eksekuteur vry van sekuriteitstelling. Wanneer jy dit nie het nie, dan natuurlik kyk jy dalk in die manier dat jy moet sekuriteit aan die meester stel vir die waarde van jou boedel. So net op daai basis al klaar is daar 'n groot vertraging en 'n koste-implikasie wat gaan plaasvind waar jy andersins eerder 'n persoon kon aangestel het in 'n testament en jou eksekuteur is genomineer en die testament kan uitgevoer word. Jy sê mense verstaan nie altyd die rol van 'n eksekuteur nie. Wat is die rol van 'n eksekuteur? Ja, basies die eksekuteur tree in die skoene van die oorledene. So dit is eintlik die persoon wat basies die moet sorg dat die boedel reg uitgevoer word en ek dink dis hoekom dit so belangrik is om eerder 'n professionele persoon daar aan te stel. Jy kan ook dit wees, maar jy gaan moet bygestaan word. Die oomblik as jy dit nie doen nie, dan kan dit 'n uitgerekte storie word. So jou eksekuteur moet seker maak dit word wetlik uitgevoer. Wanneer besluite geneem moet word om met die erfgename te konsulteer en seker te maak dat dit op 'n wetlike proses uitgevoer word. Daar's soveel stappe wat geneem moet word. En soos wat jy nou vir my ook gevra het, die statistieke wys heidaglik dat 70% van ons Suid-Afrikaanse burgers het nie testamente in plek nie. En dis absoluut dan hoor jy van die thriller stories van jou boedel neem 12 maande plus, wat dit nie hoef te wees nie. So jy sê dis beter om 'n derde party aan te stel as eksekuteur, nie een van die erfgename nie. Ja, absoluut. Ek dink op die einde van die dag ons meester het baie streng geraak op dit. Destyds het hulle toegelaat dat enige persoon die aanstelling kon neem en daai persoon kon met die boedel hardloop, maar omdat jy soveel stappe moet doen, jy moet met eiendomme handel, ons minderjarige kinders dan met rekeninge ingedien word by die meester, is dit absoluut beter om 'n persoon dadelik te nomineer wat daai rol kan vervul. En wat kennis het van die stelsel, ja. En jy kan iemand onafhanklik nader en sê dit is my situasie. So dit is nie eintlik om die reg vir iemand anders te gee nie. Onthou die erfgename moet nog steeds mee gekonsulteer word en moet toestemming gee vir al die prosesse wat plaasvind, maar om leiding te kry en vertragings te voorkom is dit absoluut die beste manier. Kim, as ek intestate sterwe kom en ek weet ek het nou nie 'n testament en niks in plek nie, het jy gesê daai kan 'n lang uitgerekte proses wees. Hoe lank is daai proses dan om en by? Ja, kyk ons dit is daai wat hulle vertel vir mekaar die stories. Ek hoor jou boedel is al 10 jaar plus aan die gang, dit moet nie so wees nie. Maar as jy daai roete loop, kan geskille tot daai roete amper gaan. Ons hoor van Hooggeregshof aansoeke wat besig is en dit loop en dit rek uit. Jou boedel moet eintlik veronderstel tussen 'n 6 tot 9 of 'n 6 tot 12 maande wees en dit is absoluut doenbaar. Dit is wat dit kan wees. Maar die oomblik as jy nie alles in plek het nie, dan kyk jy na daai boedels wat die jare kan neem en mens verstaan nie altyd hoekom is dit so nie, maar dit is as gevolg van dinge wat nie in plek is nie en die komplikasies onder die erfgename. Ek moet nou maar sê daar's mense wat ek ken wat banke aangestel het as eksekuteurs van dis nou maar hoe die polisse werk en wat nogal sukkel met dit. Is dit belangrik om iemand aan te stel wat jy persoonlik ken?
Dit is nie noodwendig dit nie. Ek dink net wanneer jy iemand aanstel, is dit dat jy met 'n pad met daai persoon kan stap. So jy met iemand in die hande kan kry en iemand kan kontak. Ja. Dit is absoluut wat dit is. Op die uiteinde van die dag, as jy wel 'n bank aangestel het, dink ek dit is belangrik ook om wie jy aangestel het om daai persoon ook half te raadpleeg vooraf en seker te maak jy weet wie dit is. Sodat jy hulle telefonies in die hande kan kry en sodat jy met hulle kan konsulteer op die nodige. So ek dink absoluut daai verhouding wat jy het, dit is nie net 'n persoon te nomineer nie, ek dink dit is om iemand te kry wat jy regtig waar voel kan met jou daai pad stap wanneer jy nie meer langer daar is nie. As mense met Snyman die Jager wil kontak maak om daai persoon te hê om in hulle voete te staan as hulle nie meer daar is nie, wat doen mense? Julle kan ons kontak by ons webtuise www.snymandejager.co.za of op 012 6631680. Julle kan altyd vra vir Kim en ons het 'n groot span ook daarso wat reg staan om julle by te staan. Baie dankie Kim vir jou moeite. Dankie vir jou insig oor die situasie. Ek gaan sommer nou weer na my testament kyk. Net uitskrikkerig uit. Dankie vir jou moeite vanmôre. Dankie julle hoor, dit is lekker. Ja, dis aan Kim die Jager van Snyman die Jager. Ag, Kim hoor my Kim die Jager. Kim Geldenhuys van Snyman die Jager prokureurs wat vanmôre met ons kom gesels het oor intestate sterf. Asseblief sort jou testament uit. Die staat gaan dit nie vir jou doen nie.